Welkom by vandag se ons verkenning. Vandag kyk ons na 'n baie persoonlike versameling oordenkings en gedigte. Die bron is Uitkykpunt, Padkosplekkie op die Bergpas. Dis geskryf deur ene KPJ Neel en die datumstempels is meestal vroeg 2022. Nou ja, dis nie jou tipiese boek nie. Mees is 'n reeks amper blitsfoto's van gedagtes. Die skrywer self, hy noem dit mymeringe wat in gebroke woorde vervas is. Hy praat oor daai gevoel, jy weet einde van die jaar, jy kyk terug, hoe dinge vervaag, of jou geheue kleur dit anders in, net dowe mylpale bly oor. So, ons plan vandag, om saam met jou hierdeur te stap, hierdie drade van onthou, geloof, verlies, die lewe self, probeer ontrafel. Dis nogal, wel, dis intiem. Dis beslis. Ja. En wat my dadelik tref is die spektrum. Jy kry daai diep, amper filosofiese vrae oor bestaan, oor hoe ons onthou, dink aan deinserigheid of stopstraat, maar dan skielik hierdie ongelooflike teer oomblikke oor familie of geloof of plekke wat duidelik vir hom swaar dra. Dit voel amper soos 'n mosaïek, jy weet, van 'n lewe. Kom ons begin sommer daar, by daai terugkykgevoel, daai dowe mylpale. In deinserigheid, hy plaas dit in die Karoo, en die Karoo is mos... Ja, 'n plek op sy eie, né? Groot ruimtes, alleenheid. Presies, en daar wonder hy oor die echos van wat was. Hy vra, hoe sal ons môre kon verstaan as ons nie eers vandag kan begryp hoekom gister gebeur het nie? So, dit sit dadelik so 'n bevraagtekenende toon neer. Hoe voel jy oor daai begin? Vir my lê die ding daar in die skakel tussen begrip en tyd. Dis nie net nostalgie nie, dis 'n aktiewe, ampere worsteling om sin te maak. Daai vraag sê mos, die verlede is nie net 'n storie nie, dis die sleutel vir vandag en vir môre. Sonder daai begrip bly alles half onverklaarbaar. En daai vraag, dit loop dan reguit in stopstraat in. Ja, stopstraat tref hard, né? Hy verwys na 'n vredesklip by die Magaliesberg en dan daai beeld van 'n pad wat net stop, 'n kuldesak. Dit het my laat dink aan daai oomblikke in jou eie lewe wat net so eindig, sonder enige waarskuwing. Presies. En die gedig vang daai abrupte finaliteit. Hy vra, is dit al wat sal bly van ons heelal van heerlikheid, wat net maar in 'n oomblik verby geskied het? Dis die verganklikheid, né? Selfs van die wonderlikste tye. Wat my hier tref is hoe hy so 'n alledaagse ding, 'n stopstraat, gebruik om ons te konfronteer met hoe maak jy sin van daai skielike eindpunte, daai doodloopstrate in jou eie reis. Dis moeilik om toetsiens te sê. Daai idee van 'n pad, 'n reis, dit loop nogal sterk deur 'n ander klompie gedigte ook, die wat oor geloof gaan. Veral nommers 5 tot 9. Dit lyk amper of hulle so 'n roete uitstippel. Dit begin met die groot trek. Wat op sy eie al 'n interessante titel is, met die geskiedenis en al, maar hier gebruik hulle duidelik metafories vir 'n geestelike reis. Hy haal 2 Petrus aan en dan lê hy hierdie pad uit met plekname. Tuisdorp van geloof, kusstrook van deug, voetheuwels van kennis, bergpasse van selfbeheersing. Dit wys 'n duidelike progressie, 'n groei. Dit is amper soos 'n pelgrimstog, ja, en die volgende gedigte kleur elke plek dan verder in. Voorbeeld, Tuisdorp van geloof praat van die eerste wankeltree agter die man van Nasaret aan. Daai woord wankeltree, dis so raak. Dis nie soos 'n groot sprong nie, dis onseker, amper huiwerig, maar dit breek tog 'n nuwe heelal oop. Juis, dit vang daai beginpunt mooi vas. Daai mengsel van onsekerheid en openbaring. En dan, soos die reis aangaan, word die terrein mos moeiliker. Jy het gepraat van bergpasse van selfbeheersing. Hier beskryf hy hoe jy dieptes juis op die hoogtes leer ken. Jy volg versigtig die spore van iemand met 'n hoofletter U wat die pad gewys het. So dis nie net 'n Sondagmiddagwandeling nie. Die bergpase klink na harde werk. Absoluut. Die beeldspraak is ryk. Bergpasse beteken mos styltes, moeilike loop, dissipline, uithouer vermoë. Alles wat jy nodig het vir selfbeheersing. Maar dan is daar die spore,
Jy is nie alleen nie, ander was al hier, en daar's 'n gids. Die punt is, die geestelike pad, soos Neil dit sien, begin nie net met glo nie, dit gaan oor groei deur die moeilike stukke, met die wete jy is nie die eerste nie, dis 'n begeleide, maar 'n veeleisende tog. En van persoonlike reise gepraat, die gedigte raak ook baie spesifieke mense, verhoudings. Dit voel amper of ons hier na ou familiefoto's kyk of dagboekinskrywings. Vrugbeginsel is nogal fascinerend. Dit dink so oor herkoms, identiteit. Hy noem name, Marietjie, Elise, Sannetjie, Elsabeth, en dan wonder hy of hy dalk self net 'n droom is uit hierdie klomp lewens uit. Ja, dit gaan dieper as net 'n stamboom, né? Dit raak aan, hoe word ons wie ons is? Hoeveel is ons en hoeveel is maar net 'n uitvloeisel van die voor ons? Die stories, die gene, die drome wat ons erf. Die gedig speel selfs met die idee. Wat as sy naam anders was? Sou die droom anders wees? Dis amper 'n soort vloeibaarheid in identiteit. Ons is gekoppel aan ons netwerk. Ons word eintlik gedurig gevorm. En dan kry jy sulke verskriklike tere stukke soos Hemelkind, gerig aan 'n kind, Kylie, wat vra waar die hemel is. En die antwoord is so mooi, dis in haar. Die kristal in my oë en die diamant in my hart. Dit bring so 'n gevoel van verwondering. Dis 'n heeltemal ander toon as daai filosofiese vrae. Ja, daai direkte, intieme aanslag. Dis treffend. Dit vier die onskuld, daai intuïtiewe wysheid van kinders. Daai gevoel dat hulle nog 'n stukkie van 'n ander wêreld saamdra. En dit kontrasteer nogal met die gedagtes oor ander figure, soos Christina en Rosa. Daar is die toon meer pynsend, amper krities partykeer. Vertel bietjie meer van hulle. Christina het my laat dink oor daai spanning, idealisme teenoor die harde werklikheid. Dis presies dit, ja. Die gedig skets 'n lewe van protes, aktivisme, maar dan die koue water. Geliefdes nie woorde van retoriek kan eet nie. En dan vra dit hoe sy geluister het na daai sagte gefluister wat haar geroep het. Die spanning is tussen die groot openbare roeping en die stil persoonlike pligte. Dit laat jou wonder oor keuses wat mense maak as daai twee wêrelde bots. Daar's nie 'n maklike antwoord nie. Dis meer 'n vraag, hoe het sy dit gebalanseer of het sy? En Rosa, die beelde is so sterk daar, 'n smeulende vulkaan, haar woorde 'n ongekarteerde oseaan. Klink na iemand met intense potensiaal. Inderdaad, dit skep 'n beeld van enorme innerlike krag, diepte. Maar dan die tragiese einde. Sy het verwelk voor die laaste saad gesaai kon word. Dit praat van onvervulde potensiaal, 'n lewe wat dalk nie sy volle belofte kon uitleef nie. Hierdie stikker saam oor Christina en Rosa laat mens dink oor ander se paaie. Die nalatenskap wat hulle los, soms voltooi, soms nie. En die komplekse goed wat daai lewens bepaal. Ek wil net terugkom na iets wat jy voorheen genoem het, daai idee van beperkings. Die gedig Grendels het my nogal laat dink. Dit begin eenvoudig, slotte aan deure, dit maak ons veilig, maar dit sluit ons ook in. Ja, maar dan ontwikkel dit vinnig. Eers die fisiese slot, dan kan 'n ander mens se grendel wees, iemand wat jou ontken, jou beperk, en dan die klimaks, die gevaarlikste grendel. Is die een binne in jouself. Innerlike grendels oopsluit. Daai idee van beperkings, maar ook die stryd daarteen, kom weer op in liggaamslimite, nê? Geskryf tydens die pandemie, toe is almal baie bewus was van hoe broos ons is. Presies, ja. Dit gebruik die Olimpiese spele in die land van die opkomende son as 'n lens, om na die mens se fisiese grense te kyk. En die gedig vier dit, die ongelooflike goed waartoe die liggaam in staat is. Krag, spoed, uithou, presisie, moed, oor 'n hele rit sportsoorte. Veg, boks, swem, hardloop, klim, roei, dit gaan aan en aan. Dis 'n viering van wat ons kan doen. Maar dit stop nie net daar nie, né? Dis iets dieper. Ja, na daai hele lys van fisiese prestasies, kom die slotreël wat alles in perspektief plaas. Binne hierdie limite, hierdie grense wat getoets is, leef een keer, tydelik, 'n ewige mens. Dit skep 'n ongelooflike spanning. Ons is tydelik hier, ons liggaam het perke, maar binne daai raamwerk gebeur iets blywends. Die menslike gees, ons drome, ons wil om te presteer, om bo uit te styg. Die vraag wat dit vir my laat is, hoe sien jy jou eie beperkings?
Is dit net mure of is dit die raamwerk waarbinne jy jou unieke, ewige self kan ontdek? Dis 'n kragtige gedagte. En net soos hy die innerlike landskap en die liggaam verken, is daar ook hierdie sterk gevoel van fisiese plek, dwarsdeur. Ons het al die Karoo en Magaliesberg genoem, Stilbaai, Melkkootfontein, en dan die reis self, soos in N9. 9 is 'n pragtige voorbeeld. Dis 'n rit, seker suidwaarts, deur landskappe wat verander, mis oor die ou Tenieke passe, dan die droër Klein Karoo, dan die platland van die Waterkaroo. Maar is nie net geografie nie, let op die oog vir detail, daai skielike veldblomme na die reën, wit en pers en geel wat gister en eergister nie daar was nie. En dan daai vraag, sal dit nog daar wees indien ek terugkeer? Dit vat ons weer terug na daai verganklikheid. Presies. Die plek is nie staties nie, die skoonheid is kortstondig. Die reis deur die landskap word amper 'n metafoor vir die lewensreis met sy vlugtige oomblikke van pragt. Plek word deel van die mynmering, 'n speel. En dit lei ons nogal natuurlik na 'n gedig wat plek en identiteit op 'n breër, amper sosiale vlak vat. Plotbewoners. Ag ja, plotbewoners. Daai het 'n effens ander gevoel gehad, amper satiries. Dis inderdaad skerper, ja. Met so 'n tikkie selfspot. Dit lewer kommentaar op wat dit beskryf as 'n aspek van die Afrikaner psiege. Dit koppel die ou trekgees, daai drang na onafhanklikheid, eie grond. Wat natuurlik 'n komplekse deel van die geskiedenis is. Baie kompleks. En hier koppel die gedig dit aan 'n hedendaagse neiging om 'n plot te soek, jou eie baas te wees. Dit is belangrik soos die bron dit stel. Dis 'n historiese narratief van soeke na selfbeskikking. In die gedig suggereer die drang leef voort. Selfs al beteken dit isolasie of swaar kry op daai plot, ten spyte van hoe swaar ons kry en gevare. Maar weet, ons is die baas. Juis, te dink na oor hoe historiese patrone, of althans ons idees daaroor, steeds vandag se keuses en identiteit beïnvloed. Soms subtiel, soms ironies. Dis nie 'n oordeel nie, meer 'n observasie oor 'n kulturele neiging. Dit wys hoe die egos van gister, waarna Duinserigheid gevra het, steeds in die vandag van 'n plot kan weerklink. Dis hoe die bron dit aanbied. Ons kies natuurlik nie kant nie. Soos ons nou naby die einde van die versameling kom, voel dit of daai temas van tyd, geheue, sterflikheid selfs nog sterker word. Fossielrekord is een wat my bygebly het, met hy beeld van die Kiki-muur. Dis 'n ongelooflik treffende beeld, né? Generasies vasgevang op 'n muur vol fotos. Hul lewens, hul gisters, word uiteindelik fossiele op papier. En dan, later, net as. Dit maak daai abstrakte idee van tyd wat verbygaan, en hoe geslagte kom en gaan, baie konkreet, amper pynlik visueel. Dit konfronteer jou direk, elke lewe eindig, en wat bly oor in herinnering? En baie gevoel van verlies, van tyd wat loop, is ook so tasbaar in pa verjaar weer. Dis 'n familiebyeenkoms, maar die stemming is gedemp. Ja, dis 'n verjaarsdag waar die eregas, die pa, eintlik nie meer regtig omgee nie. Die byeenkoms word oorskaduwd deur 'n leë plek, iemand wat gister nog was. En die hele gevoel word versterk deur die verwysing na die COVID-maaier, die pandemie wat soos 'n skaduwee hang. Die slotbeeld is van passasiers op 'n trein wat net al in die rondte reis. Dit vang daai gevoel vas van vasgevang wees in 'n siklus van hartseer, van herhaling, 'n gevoel wat baie mense seker in daai tyd ervaar het. Dis somber, ja, maar ook baie herkenbaar. Hierdie latere gedigte dra definitief 'n swaarder gewig. Hulle worstel openlik met lewens- en doodsiklusse, hoe herinneringe bly leef te midde van verlies, en die diep onsekerhede. Bepeinsing voel amper soos 'n opsomming van daai hele soektog. Ek stem saam. Bepeinsing sit woorde by daai gevoel van verlore wees, van nie weet hoe vorentoe nie. Hoe verstaan jy 'n storie sonder woorde? Hoe navigeer jy 'n landskap wat jy nie kan lees nie? Hoe volg jy 'n pad as selfs onskuldige keuses skielik skadu's uit diep donkertes word? Dis die kern van eksistensiële onsekerheid. En dit eindig met daai universele vraag: watter ster sal die weg aandui? Dis 'n soeke na rigting, na leiding in die donker. So na hierdie hele reis deur KPNL se mymeringe, wat is die
die groot prentjie vir jou wat luister. Dit voel vir my nie soos 'n boek met al die antwoorde nie. Glad nie. Meer soos iemand wat sy eie vrae en observasies hardop deel. Dis presies dit. Dis vlugtige, maar dikwels intense insigte in een mens se worsteling met groot goed. Tyd, geloof, verlies, identiteit, plek. Die krag lê dikwels in die taal, die metafore wat hy gebruik. Ons het gepraat oor grendels, die vredesklip, die kusstrook van Doog, die fossielrekord. Daai beelde help om met komplekse emosionele, geestelike dinge te stoei. En wat dit relevant maak, is hoe dit universele ervarings aanraak. Ons almal verwerk ons herinneringe, soek na betekenis, navigeer ons eie paaie. Soms voel ons soos pelgrims, né? Soos in daai gedig Pelgrim, op soek na spore van die voor ons. Dit laat mense onwillekeurig dink aan jou eie dowwe mylpale, jou eie kiekie-muur. Hoe vervaag? Watter kleur gee jy hulle vandag? En miskien, watter grendels het jy dalk self geskep? En om af te sluit, 'n laaste gedagte wat dalk alles kan saamvat. Dit kom uit die gedig Ons Republiek. Dit gaan oor kollektiewe identiteit, geskiedenis, nalatenskap. Dit vra of daai gedeelde storie ons koms, die koers hou, die ons vir jou, of dit dalk net 'n skaduwee was, of selfs 'n vergissing. Weereens, dis die bron se perspektief wat ons hier weergee. Maar die gedig eindig met 'n vraag wat op albei vlakke werk, die kollektiewe en die persoonlike. Sal ons finale leesteken ons slotsom 'n vraagteken of 'n uitroepteken wees? 'n Vraagteken of 'n uitroepteken? Ja, dit nooi jou uit om te dink, as jy terugkyk op jou eie lewe, jou ervarings, watter simbole, watter stories bly staan, en watter finale betekenis of watter blywende vraag los dit vir jou eie toekoms? Iets om oor na te kou.